Kersfees bly net vir my 'n asemrowende tyd, maar ek dink die beter woord om dit te beskryf is 'n verstommende tyd. Ek bly net verstom oor 'n God almagtig, die skepper God van die hemel en die aarde, dat hy genoeg vir my omgee, dat hy genoeg vir jou omgee om Jesus, sy eie seun, aarde toe te stuur vir 'n spesifieke doel. En dit is om in jou plek en in my plek aan 'n kruis te sterf, om ons sondes te dra aan 'n kruis. Verstommend en asemrowend is die woorde wat ek gebruik. En hierdie Kersfees het ek net so een woord in my kop snaaks genoeg, en dis Jesus die lig. Die lig. Jesus is lig. God stuur lig aarde toe. Ons weet mos nou, ons leef in 'n donker wêreld, 'n wêreld propvol duisternis. En hier kom Jesus die lig. Kom ek lees dit vir jou in Johannes 1. Hy het ook lewe gebring en die lewe was die lig. Hierdie lig het in die duisternis geskyn en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En die persoon wat gekies is om hierdie boodskap te verkondig en die pad gelyk te maak vir Jesus is Johannes die Doper. En oor hom word gesê, hy self, is nou Johannes die Doper, was nie die lig gewees. Hy het maar net van die lig kom vertel. Toe kom ek en jy wees baie bewus in hierdie donker wêreld, in hierdie wêreld propvol duisternis, dat God asemrowend, absoluut asembenewend, verstommend, ons lief genoeg het om die lig in die duisternis vir ons te stuur, vir jou en vir my te stuur. En ek kom af op die volgende Nederlandse spreekwoord wat die volgende sê: wie die weg na die lig ken, het die moed om die nag in te gaan. Dis 'n Nederlandse spreekwoord. Wie die weg na die lig ken, het die moed om die nag in te gaan. Hierdie wêreld is die nag. Hierdie wêreld vol duisternis en donker, maar as jy die lig ken en die lig volg, dan het ons die moed om hierdie wêreld en hierdie duisternis in te gaan. Jesus die lig het gekom vir jou en vir my. 'n wonderlike geseënde Kersfees vir jou en al jou naaste.